Goeiemôre een en elkeen. Groete is in die naam van Jesus. Halleluja. Ek dink vanmôre is 'n voorreg, halleluja, om weer eens vanmôre vir julle te kan kom bemoedig. Amen. Ek dink die Here het ons deurgedra, deur 'n lange nag het die Here ons gebewaar en gebeskerm. En vanmôre het die Here weer eens vir ons wakker gekom maak. Halleluja. Ek dink daar's 'n rede hoekom die Here ons weer vanmôre nog 'n kans gee. Amen. Die Bybel verklaar dat baie kere dink die mens dat die Here stel die beloftes, sy vervulling van sy beloftes stel hy uit. Halleluja. Maar ek wil vir iemand sê, die Here is lankmoedig met jou. Die Here is geduldig met jou. Die rede hoekom God nog nie gekom het nie. Die rede hoekom die Here nog nie sy verskyning gemaak het nie. Halleluja. Want sy plan is dat almal gered moet word. Maar ek wil vir iemand vanmôre bemoedig, luister, die koms van die Here is baie naby. Daar is werklik nie eintlik meer tyd oor. Die enigste tyd wat oor is nou is om vir jou gereed te kry vir die wegraping. Jy moet vir gereed kry vanmôre. Halleluja. Prys die naam van die Here. Baie kere dit gebeur dat ons blameer vir dinge wat nie reg loop nie. Prys die naam van die Here. Ek dink die woord van die Here bemoedig ons so mooi en pragtig. Hy sê in die boeke van Spreuke 20 van vers 19 sê die woord van die Here, al maak die mens hoeveel planne, maar wat God besluit staan vas. Halleluja. Baie kere maak ons planne, dan werk die dinge nie uit nie. Dan wil ons mekaar blameer of ons blameer onsself, halleluja, vir 'n ding wat jy uitgewerk het nie. Maar luister, die plan wat jy gemaak het, dit was nie die plan gewees wat God vir jou wil gehad het nie. Daarom het die ding nie uitgewerk soos wat jy dit beplan het nie. En nou wil jy jouself blameer, maar God sê vanmôre, stop om jouself te blameer vir dinge waaroor jy nie in beheer is nie. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Maar hy sê vanmôre vir jou, al maak jy hoeveel planne, maar wat hy besluit staan vas. Ek wil jy vanmôre bemoedig, man. Luister, as die ding miskien nie uitgewerk het nie, as die interview nie uitgewerk het nie, luister, as jy miskien aansoek gedoen het na 'n plek toe en hulle het nie vir u het gelaat weet nie, halleluja, hulle het nog nie vir u gebel om die interview te kom nie, luister, hulle dinge loop net nie reg soos wat u beplan het nie, luister, dit was nie God se plan nie, dit was jou eie plan. Prys die naam van die Here, want God sê in sy woord, al maak die mens hoeveel planne, maar wat ek besluit staan vas. En vanmôre die enigste plan wat jy nou moet maak vanmôre, wat in lyn is met sy plan vir jou, is om die Here aan te neem in jou lewe. Daar is die enigste plan wat jy nou moet maak. Los die ander planne, die planne wat jy nou nog wil maak, om jou huis aan te wil bou, die planne wat jy nou nog wil maak. Halleluja, jy het nou nog langtermyn planne, wat jy wil maak. Luister, dis nie meer die tyd vir langtermyn planne nie. Die tyd nou is vir korttermyn planne. Die planne wat jy nou moet maak is om by die Here uit te kom. Daar is die plan wat jy nou moet maak. Maak haas en maak gou, maak doodseker jy kom by Jesus uit en dat jy lewe vir die Here en nie vir jouself nie. Die Bybel verklaar ook, daar sal 'n tyd kom, halleluja, wanneer die mens gaan kom, halleluja, en hy gaan by die deur klop en dan sal hy sê, Here, ek het dan dit gedoen in u naam, Here, ek het dit gedoen in u naam, maar die Here gaan vir jou sê, gaan weg van my af, my kind, ek ken jou nie. Gaan weg van my af, jou vervloekte, ek ken jou nie. Luister, die Here gaan jou vra, wat het jy gemaak met die tyd wat hy jou gegee het op die aarde? Daar's tyd verbonde. Maar wat het jy gemaak met die tyd? Van jou geboortedag af tot by jou sterfdag. Tussen die twee tye, wat het jy gemaak? Halleluja. Vra jy vanmôre self, waar staan ek met hierdie Here? Vra jy vanmôre self, hoe staan my saak vanmôre met God? Die enigste plan wat jy nou moet maak, is om by die Here uit te kom. Daai is die beste plan en die Here seën. Amen.